9 Julie vanmôre 2026 lees in 59 van die Groot Johannes Evangelie boek 4. Ons gaan voort waar ons gister opgehou het en vanoggend is dit 'n baie belangrike stuk wat hy behandel, naamlik die doop. Nou moet julle onthou, hy praat met mense, hierdie goed is gedikteer omtrent 180 jaar gelede aan 'n Duitser, en die Duitse volk was baie in die kerk, veral die Rooms-Katholieke kerk, maar ook in die Lutherse kerk. En soos ons weet is al daai kerke hou die doop van babas voor as die ware doop. En Joshua kom en hy gee vir ons hier insig al 2000 jaar gelede aan almal wat om hom gesit het oor wat die ware doop is. So net om in te lei, want hy spreek nie so seer die groot doop aan nie. Baie mense kom dan sê hulle, maar ek is in die kerk gedoop as 'n groot mens. Nee, dis goed en wel. Maar met watter gesindheid het jy uit daai bad uit opgestaan? Het jy opgestaan met die wil om Yeshua te dien en lief te hê en jou medemens soos jouself, of het jy opgestaan uit daai bad met die uitsluitlike doel om die kerk te dien? Dit is die groot verskil. Jy het reeds 'n besluitnemingsvermoë en meeste van ons, ek is ook 2 keer groot gedoop en 1 keer klein gedoop. Want die eerste keer wat ons gedoop het, het ons nie die doop verstaan nie. Eers wanneer jy die doop verstaan, is dit nie eintlik so seer nodig om jou weer in die water te dompel nie. Jy moet net jou hart moet gedoop word, jou siel moet gedoop en gewas word, met die wil om Yeshua se woord na te kom. Maar ons het dit toe almal as 'n gemeente, dis baie jare gelede, omtrent, dink ek was in 98, nee, wat ons dit gedoen het. So, moenie altyd dink, as jy deur die water gegaan het, is jy gedoop nie. Die water is net 'n teken. So ons lees vanmôre. Nou vra Sirenius wat daar sit, Meester, ek glo alles wat u, o meester, onderrig. Beteken dit dan dat ek gedoop is? Yeshua sê vir hom, nee, jy is weliswaar nog nie gedoop nie, maar dit is nie waaroor dit nou hier gaan nie. Want wie glo soos jy, beste vriend, is in die gees so goed as gedoop, en wel met alle seëninge van die doop. Die Judeërs het wel die besnydenis, wat 'n voorloper is van die doop en wat op sigself en vir my geen enkele waarde het, as die besnedene nie ook terselfdertyd 'n besnede hart het nie. Ek bedoel met 'n besnede hart, 'n gereinigde en met alle liefde vervulde hart, wat meer werd is as alle besnydenisse van Moses tot en met nou. Na die besnydenis het die waterdoop van Johannes vir 'n tyd lank gekom, wat deur sy leerlinge of disippels voortgesit was. Hierdie doop beteken op sigself egter ook niks, as die verlangde boetedoening dit nie reeds vooraf gegaan het nie, of tog heel seker daarop sal volg nie. Baie belangrik, dat saam met die doop moet boetedoening gaan, en vergifnis te vra vir al jou verkeerde dinge, en dan die wil op te wek, om nie weer terug te val in daardie goed van die wêreld wat jy aan vasgeklou het nie. En baie mense sê nou vir my, ja, maar ek het nou nog nie opgehou met dit nie, so ek kan nie my laat doop nie. Dan sê ek vir my, juis die doop, wat jy dit reg doen, naamlik innerlik, jou siel kan voed met 'n sterk wil om, sê nou maar sigarette of drank of vroumense of wat ook al te los. Kom, laat ons doop, want hy sê hier,
of vooraf besluit het om dit nie meer te doen nie, of eers dit agterna reg gekry. Jy het die volste reg, want as jy korrek gedoop word, naamlik dat jy jou hart, haarself open vir Vader se Gees, gaan jy nou baie minder moeilikheid hê om 'n ding te los. Jy gaan baie meer krag kry, as jy daai krag innooi, met 'n sterk wil. So dis nie nodig om eers van alle sonde verlos te wees, voordat jy jou laat doop nie. Dis belangrik dat jy die regte wil het, om op te hou met sonde, en jouself dan laat doop. Dan kan die reiniging en skoonmaak later volg. En almal wat al aan goed verslaaf was, weet hoe moeilik dit is om dit te los. Ek praat nie net van fisiese goed nie, kom ons sê mense is verslaaf aan skinder, verslaaf aan naaste haat, kwaadspreek, wraakgedagtes, onvergewensgesindheid. Dis alles eienskappe dat as jy jou korrek laat doop het met jou hart, verandering daarmee saam, sal hierdie dinge makliker wees, omdat jy nou gedoop is. Ons lees verder. Wie hulle dus met water laat doop, met die ernstige voorneme om hulle te verbeter, begaan daarmee geen fout nie. Hulle moet net nie glo dat die water hulle hart sal reinig, en hulle siel sal versterk nie. Dit gebeur slegs deur die eie vrye, algeheel vrye wil. Die water bewerkstellig net 'n teken. Asseblief, dis net 'n uiterlike teken. Wat Joshua vir ons gesê het, ons moet volgens daai teken die doop nakom. Maar dis al wat water is. Die vrye wil moet gedoop word, wat aandui dat die wil, wat die lewende water is van die Gees, nou die siel op gelyke wyse van die sonde gereinig het, soos wat die natuurlike water, die kop en die res van die liggaam van stof en ander soortige onreinhede reinig. Jy sal hoogstens net vir die liggaam, as daar stof aan jou was, deur die afgaan in die water en opstaan, sal die stof van jou afkom. Maar die ware doop is die doop van die wil, want die wil is die lewende water van die Gees. Dit beteken as jy daar opstaan uit die water en jy stap uit, moet jy 'n absolute wil hê wat gerig is om nou die regte pad te loop. 'n vriend van my het altyd gesê, jou pad is so vorentoe, maar is in die wêreld, en nou raak jy gedoop, dan maak jy 'n 100% omkeer, en jy loop 180 grade weer terug, van weg van daai pad af wat jy in die wêreld geloop het. Dis 'n totale ommekeer van jou lewe. En dit gaan nie maklik gaan van dag 1 nie, jy gaan sukkel, maar dis reg so. En moenie 'n fout maak nie, my ervaring met doop is, dat die doopeling, direk na die doop, altyd in die hakskeen gebyt word deur Satan. Daar kom altyd 'n baie groot versoeking, en is hartseer, die mense wat nie met die regte wil gedoop is nie, swig voor daai versoeking. En baie keer word hulle erger as wat hulle was. So, wees versigtig, doop is 'n groot besluit, maar dis 'n noodsaaklike besluit, waarsonder jy nie Joshua se krag kan ontvang nie. Ja, jy kan, as jou wil alreeds sterk is, sal die doop slegs 'n uiterlike teken wees. Maar waarom sal jy nie vir die wêreld wil wys dat jy gedoop is nie? Dis tog iets om vir mense te sê, maar ek is gedoop in water, gedoop van wil. En ek wil nou die pad met Joshua loop. Dis tog iets wat ons, wil nie die woord trots gebruik nie, maar kom ons sê, jy moet trots wees om dit te sê.
Jy moet getuig dat jy een van syne is. Jy moet nie vir hom skaam wees nie. Wie die waterdoop daadwerklik ondergaan het, is volkome gedoop, as die wil tydens of reeds voor die doophandeling in die hart van die doopeling sy werk gedoen het. As dit nie die geval is nie, dan het die waterdoop in sigself ook nie die minste waarde nie, en bewerkstellig geen seën van die materie, en nog minder die een of ander wyding daarvan nie. Baie belangrik, herhaal net wat ons nou gesê het, en ek het gister getuig van 'n man wat ek gedoop het, wat reeds met die Gees gedoop was, en hy daai kragtige elektriese gees seëning het hy in my ingestuur. So ook het die waterdoop by onmondige kinders heeltemal geen waarde nie. Dit praat nou van die doel van die doop, dis geen waarde nie. Behalwe net die van 'n uiterlike teken van opname in 'n goeie gemeente, en dat die kind die een of ander naam kry, wat vir die lewe van die siel duidelik nie die geringste waarde het nie, behalwe slegs 'n uiterlike staatkundige waarde. Daarom sou 'n mens die kind ook sonder die besnydenis en sonder die waterdoop van Johannes 'n naam kon gee. En dit sou vir my heeltemal geen verskil maak nie. Want nie die naam wy die siel van die mens nie, maar slegs die vrye goeie wil om na beste wete sy lewe lank goed te handel. Iedere naam kan deur die wil en die handel gewy word, maar omgekeerd is dit onmoontlik en nooit die geval nie. Hierdie wat ek verdik het, 'n vrye goeie wil om na die beste wete sy lewe lank goed te handel. Dit is die inhoud van die ware doop wat Yeshua vir ons gebring het, wat onmoontlik van toepassing kan wees op 'n 3 weke of 'n maand oue babatjie, wat nou sy naam kry. So Yeshua sê, hierdie is net 'n uiterlike handeling, wat net staatkundige waarde het om vir die kind 'n naam te gee, want dit was die algemene gebruik 180 jaar gelede in Duitsland. Maar hy sê, sonder daai waterdoop in die kerk kan die kind ook 'n naam kry. Soos ons het nie ons kinders hulle klein doop nie, so ons het hulle name gegee, net na geboorte. En dan geregistreer jy dit. So, dit is absoluut inhoudloos vir die geestelike lewe van 'n kind. Want die kerke het so sterk daaraan geglo, dat 'n kind wat sterf, wat nie gedoop is nie, gaan hel toe. In sekere van hierdie, veral die Romeinse kerk, is so 'n kind heeltemal apart begrawe van al die ander. Want hy kan nie by die gedooptes wees nie. Dis hoe belaglik hulle die doopformulier verhef het. En nou is die ander ding, dat dit baie belangrik is wie jou doop. As hier môre 'n bekende satanis is, sal nie een van ons laat doop deur so ou nie. Maar nou is die probleem, in 99% van die gevalle weet jy nie of die Satan in daai pastoor of dominee is wat doop nie. En dan kan 'n baie sterk geestelike oordraging van daai geesteswese wat in die betrokke doper is, kan oorgaan op jou. En daarom, en ek sê dit maar hier vir mense wat later hierna luister en ook mense moet doop, is my gebed altyd, Vader, verseël my af, sodat slegs u Gees deur my hande nou en deur hierdie doopprosedure op die persoon sal gaan. Seël hom af van enige negatiewe dinge wat in my kan wees, want ons is sondig. En sover ek weet, vind dit ook nie altyd plaas by of kinderdoop of by groot doop nie. Handoplegging het ek al reeds behandel, is baie gevaarlik
as jy jou deur enige mens laat hande oplê. Jy moet baie seker wees dat die persoon wat hande oplê, alhoewel hy 'n mens en 'n sondaar is, hy nie gebonde is aan valse geeste nie of nie besete is nie. Want wanneer dit plaasvind, dan kry daai kerkgees 'n houvas op die kind. En die Rooms-Katolieke spog daarmee, dat na hulle 'n kind gedoop het, gee hom net 7 jaar vir my, vir die kerk, en ek het 'n lidmaat vir ewig. En dit is ongelukkig so. Dis baie moeilik om van hierdie kerkvaste mense los te kry en by Yeshua te kry. Ja, hulle glo en hulle bely hom, maar hulle doen nie. Dit is die groot probleem. Vir hulle moet die kerk dit doen, want ek betaal my geld aan die kerk, ek woon die kerk by, en die kerk se bestuur moet al die goed doen wat in die Bybel staan. Dit is nie werklik so nie. Elkeen van ons het 'n individuele band wat ons met Yeshua moet aangaan, sodat hy in ons harte kan lewe. Hy kan nie in die kerk lewe nie. Hy sê dit self. Ek woon nie in geboue wat deur mense hande gemaak is nie. So waarin wil hy woon? Hy wil in jou hart woon. Maar natuurlik moet die huis skoon wees. Net so min as wat jy in 'n vuil Wendy wil ingaan. Ons kry partykeer die huisies wat so vuil is dat jy nie eens by die deur wil ingaan nie. Die arme mense wat ingaan om skoon te maak na die persoon weg is, getuig van hoe erg dit kan wees. Nou, as jou geesteshuis so vuil is, hoe op aarde kan Yeshua daarin kom woon? So jy moet hom skoon maak. Die doop is een van die vereistes dat jou huis skoon kom, naamlik die doop van die vrye wil wat nou gerig word na Vader toe. En nou begin jou huis al hoe skoner word. Soos wat jou wil sterker word, reinig jy jou huis van al die goed wat eers daai goggas wat eers daar gebly het. En van daai goggas is soos hierdie myte wat 'n mens kry, of ons noem dit nou maar meestal is die Engelse woord, bugs, bedbugs, luise, weerluise, ander goggas, en ander selfgemaakte stinkgoed wat hulle in die huisies inbring. Jy kan nie daarin fisies woon nie. Nou hoe moet Vader in jou huis woon, as jy nie hierdie gewoontes wil los nie en vir my sê, o, ek is gedoop, maar jou plek stink van die dagga, eintlik nie net jou huis nie, dit stink 2 huise verder. So, besef dat in die gees moet ons nog meer nougeset wandel as in die vlees. Toe Johannes gedoop het hulle na hom en ook na sy leerlinge kinders gebring om te doop. En hy het hulle dan ook gedoop, as daar vir die kind gewetensvolle voogde instaan, wat plegtig beloof om vlytig alle sorg vir die geestelike opvoeding te dra. Nou, in hierdie geval kan 'n kind ook wel vanweë die naam in water gedoop word. Let wel, nie met water nie. Die kerk vandag doop met water. Johannes die doper het gedoop in water. Hy het werklik ook daai kinders in water gedoop. Maar die doop wy die siel en die liggaam van die kind nie langer, as totdat die kind tot die ware kennis van Elohim en homself en tot die gebruik van die vrye wil gekom het nie. Tot die tyd moet die voog uiters gewetensvol daarvoor sorg dat die kind in rein mate voorsien word met alles wat ter verkryging van die ware wyding nodig is, omdat die siel van die voog andersins alle verantwoording op hom gelaai kry. Dis nogal groot woorde hierdie. As jy jou kind laat doop, staan jy nou in
Want daai kind het self geen manier om te kan kies tussen reg en verkeerd nie. Jy moet dit vir die kind kies en jy moet dit vir die kind leer. En as jy dit nie doen nie, maar jy het hierdie doop voor almal gaan nakom van jou kind, dan is jy verantwoordelik vir daai kind se res van sy lewe, omdat hy 'n verkeerde bousteen gekry het. So die ouers laai eintlik onnodiglik 'n las van verantwoording op hulle self, wat nie nodig is nie. Want die woord van Yeshua is baie duidelik. Julle moet julle doop met vergifnis van sonde. En hoe kan 'n klein babietjie, paar weke, maande oud, wat se sonde het so 'n kind? Want hy het geen bewussyn nie. Geen bewussyn van sonde nie. So, moenie goed doen wat nie in die skrif staan nie. Doop is vir groot mense, vir tieners, ja, as die kind alreeds 'n volwassenheid openbaar om in Vader se weë te wandel, dan kan 'n mens kinders hier van 15 jaar af op dalk al begin doop. Ek het al. Maar dit was besondere kinders wat werklik 'n omgang met Vader op daai stadium gehad het wat baie groot mense nie het nie. Ons lees verder. Dit is daarom beter om die waterdoop eers dan te laat verrig, wanneer 'n mens self in staat is om alle voorwaardes tot wyding van sy siel en sy liggaam vanuit eie insig en uit vrywillige selfbeskikking te vervul. Trouwens is die waterdoop vir die wyding van die siel en die liggaam glad nie nodig nie, maar alleenlik die insig en die handeling volgens die korrekte kennis van die waarheid uit Elohim. En daarom moet 'n mens alreeds volwasse wees om hierdie insig te kry wat korrek is. As daar egter met water gedoop word, hoef dit nie spesifiek met Jordaanwater te gebeur, vanweë die feit dat Johannes in die Jordaan gedoop het nie. Maar dan is alle vars water goed daarvoor. Fonteinwater egter nog beter as pitwater, omdat dit vir die liggaamlike gesondheid meer bevorderlik is as die minder skoon water uit die reënput. Nou ja, ons doop hier in ons dam, en dit is seker maar vandag kan ons dit beskou as pitwater, want dit is boorgatwater. En dit is nie so belangrik nie, maar ek het nog nooit die innerlike drang gehad om 'n doopbad te bou soos in die kerke nie. Byvoorbeeld sal hier nou voor so 'n groot bad wees wat jy dan nou die mens in doop nie. Vir my is die dam is die geskikte plek. Dit is 'n natuurlike vorm van doop. Baie van hierdie mense, veral hierdie kerke wat so in die Jode se dinge se ingekruip is, as hulle nou daar in Jodeland kom, dan spring hulle almal in die Jordaanrivier. En dit help niks. Want dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor jou wil wat gedoop moet word. En dit kan gebeur enige plek, selfs ook in die bad wat hulle gebou het, as jy die regte wil het. En hierdie is nou 'n belangrike vers, hierdie 9. Die egte en vir my alleen geldige doop is 1. Die met die vuur van die liefde tot my en die naaste. En 2. Met die lewendige vurige wil. En 3. Met die gewyde gees of heilige gees van die ewige waarheid uit Elohim. Hierdie 3 punte is dit wat in die hemel vir elkeen 'n geldige getuienis gee. Dit is die liefde as die ware Vader, die wil as die lewende en daadwerklike woord of die seun van die Vader, en ten slotte die heilige gewyde gees
as die korrekte begrip van die ewige en lewende waarheid uit Elohim. Dit is die 3 goed waarin jy gedoop moet word. En hy het ons geleer in Matteus 19, dink ek, die laaste hoofstuk van Matteus, nee, is nie 19 nie, maar dit is die laaste paar verse. Gaan heen en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Nou sal jy sê, maar jy leer ons na heeltyd die 3 is 1. Maar dit staan vir doop hulle in die naam van die liefde, die wil en die Heilige Gees van waarheid. Dis die 3 goed. Vader, Seun en Gees. Dit is 3 afsonderlike dinge wat jy in jouself moet aktiveer. Alhoewel jy een is en alhoewel die Vader, Seun en Gees begrip een is. Maar dit is eintlik wat ons doen wanneer ons doop. En jy kan nie sonder een van hierdie 3 werklik tot volwassenheid kom in die Gees nie. Jy moet al 3 hê. En ek noem hierdie pertinent, want in Matteus word die regte doop gegee vir ons deur Yeshua self. Maar in Handelinge staan daar, en Petrus praat, en hy sê, laat julle in die naam van Yeshua doop. En nou het die mense 'n nuwe rigting weer gekry, veral onder die Israeliete, doop hulle nou net in die naam van Yeshua. Maar Petrus het gesê, doop in die naam van Yeshua, wat beteken doop in die woord van Yeshua, dan gaan jy terug, wat het hy vir Matteus gesê oor die doop? Doop hulle in die 3. En dit is 3 verskillende eienskappe wat moet geaktiveer word in jou. Die liefde vir die Vader en die naaste, die wil om reg te handel en alles te doen, nie net te lees en kennis daarvan te dra nie, jy moet dit doen. En dan die Gees van die ewige waarheid. Hoe min mense wat nog in die kerk sit, vra vir die waarheid. Want as hulle gevra het, sou hulle dit dadelik herken het as dit vir hulle gebring is. Maar die mense vra nie vir waarheid nie, hulle is heeltemal tevrede waar hulle op die kerkbanke sit, om alles wat daai ou sê, net so in te neem, sonder om dit te kontroleer. Nou, hoe kontroleer jy dit? Jy kontroleer dit met Yeshua se woorde, so eenvoudig soos dit. En dan het jy die volste reg om te vra, waar kom dit vandaan? Want enige mens wat hier sit of luister op bandjies, kan na my toe kom en vra, maar waar kry jy hierdie, hoekom dit, dan sal ek vir hom verduidelik. Ons moet geloof gebaseer, ons geloof moet gebaseer wees op waarheid, wat ons self moet bepaal. Anderste is dit ongeloof. En dan vorm jy deel van die ongelowiges. Maar dan, lewend werksaam, dis by C, in die mens, en alleenlik maar in die mens, want wat nie in die mens is nie, en nie uit die algehele eie wilsimpuls geskied nie, het vir die mens geen waarde nie, omdat dit vir die mens geen waarde het en kan hê nie. Daarom kan dit ook vir Elohim geen waarde hê nie. Alles moet in jou plaasvind. Niks van 'n organisasie of 'n voorganger nie. Want Elohim self as sodanig beteken vir die mens so lank niks, totdat die mens Elohim God deur die lering leer ken het, en deur die liefde sy wil algeheel sy eie maak, en deur die lewendige vurige wil al sy doen en late geheel en al skik, volgens die wil van die Allerhoogste, wat hy nou ken. Eers daardeur word Elohim se ewebeeld lewend in die mens, en groei en deurdring weldra die hele wese van die mens,
Onder die omstandighede gebeur dit dan ook, dat die mens na al die dieptes van die godheid sal deurdring, want die ewebeeld van Elohim in die mens is volkome gelyk aan die beeld van een en dieselfde Elohim, God van ewigheid. Jy word nou die beeld van God op aarde. As dit by die mens plaasvind, is alles in hom gewyd of heilig, en is die ware doop van die geestelike wedergeboorte bereik. Deur die doop word die mens dan 'n egte vriend van Elohim, en is hy innerlik net so volmaak soos die hemelse Vader volmaak is. En ek sê vir julle uitdruklik, dat julle almal met al julle kragte daarna moet strewe om ewe volmaak te word, soos wat die Vader in die hemel volmaak is. Wie nie so volmaak word nie, kom nie tot die seun van die Vader nie. Wie is dan die seun? Die seun is die liefde van die Vader. Hy is die liefde der liefde. Hy is die vuur en die lig. Hy is die seun van die liefde of die wysheid van die Vader. As ewebeeld van die Vader dus in julle is, dan moet dit in alles net so volmaak word soos die ware Vader self, omdat dit anders geen ewebeeld van die Vader sou wees nie. Maar as dit as ewebeeld nie volmaak is nie, waar moet die mens dan die wysheid vandaan kry? Of hoe moet die mens dan tot ware wysheid kom? Soos wat die Vader homself altyd in my, Yeshua, vind, so vind ek myself ook in die Vader. En so moet julle in julle self vind. Dan sal julle self daardeur ook in Elohim vind. En Elohim sal homself in julle vind. Soos wat ek en die Vader een is, so moet julle ook eers in julle self een wees, met die ewebeeld van die Vader in julle. As julle dit is, dan het julle ook met my en met die ewige Vader een geword, omdat ek en die Vader in my van ewigheid af volkome een is. Nou hierdie klink groot woorde, en miskien vir ons, ja, maar dis onmoontlik om daai vlak te bereik. Laat jou lewend doop met die liefde en die wil en die wysheid waarheid, soos wat hy in die vorige verse gesê, en volhard in dit, en dan sal jy hierdie vlak bereik. En dit is nie 'n vinnige ding nie, of in Engels is nie 'n quick fix nie. Dit is 'n lewenspad wat jy moet stap, waar jy nader aan Vader kom. Elke jaar kyk jy terug, en jy sê, maar hier het ek daarom nou al verbeter, of miskien dan hier het ek nou teruggeval, en dan maak jy weer 'n poging met jou wil, om nog verder te kom op hierdie lewenspad, wat beteken nog nader aan Vader, want al hierdie dinge speel in jou innerlike af. Dis geen uiterlike ding nie. Al wat uiterlik aan hierdie pad is van ons, is dat jy uiterlik na 'n plek toe kan kom soos hier vanoggend, en jou ore en jou oë maak oop, en jy neem die woorde ter harte. Dis al wat van buite 'n waarde het, dat jy gerig kan word op die innerlike pad. Vers 14, toe sê die leerlinge, Meester, dit verstaan ons nie, u lesse word moeilik. Ons vra u dringend of u uself ook nou weer duideliker sou wou uitdruk. Yeshua sê, verstaan ook julle dit dan nog steeds nie? Hoe lank sal ek julle nog so moet verdra? O, hoe gebrekkig is julle wese nog. Maar aan julle sal dit gegee word, om die geheim van die ryk van Elohim op aarde te verstaan. Waar is dan die gedagtes van julle hart? Meermale het ek dit aan julle verduidelik wie die Vader en wie die Seun is.
dat die Vader en Seun hulle net so 'n verhouding bevind, as wat liefde en wysheid is, of soos warmte en lig. Ek het julle laat sien dat die lig sonder warmte geen nut sou hê nie, maar ook dat warmte sonder lig geen are op die veld sou laat ryp word nie. Ek het julle laat sien hoe uit warmte altyd lig ontstaan, omdat warmte die eerste teken van 'n bepaalde aksie is. Maar die verskyningsvorm van aksie is die lig, wat toeneem na mate 'n bepaalde geordende aksie toeneem. En tog begryp julle nie die een wees van die Vader en die Seun, en die een wees van julle en my nie. Die leerlinge sê, Meester, word daarom nie kwaad vir ons nie. Ons verstaan dit nou goed, en wat uiteindelik nog daaraan mag kort kom, sal ons wel kan aanvul, en volgens reg en billikheid probeer verkry. Yeshua sê vir hulle, ek weet goed dat dit sal gebeur, maar ek sê dit aan julle, omdat ek merk dat dit vir julle meer gaan om vrae te stel, as om kennis te bekom. Nou selfs hierdie manne wat nou in sy teenwoordigheid was, dalk nou al vir 'n jaar of 2, byt moeilik aan hierdie goed. Maar ons het 'n voordeel bo die apostels wat destyds by hom was. Ons leef nou in die tyd na die gees van waarheid uitgestort is deur Yeshua op die 50ste dag van sy opstanding. En ons leef nou nog verder aan die eindtyd waar die kragtige uitstorting van die gees moontlik is, wat ons dan in die skrif as laat reëns kan herken. Joël 2 en in Handelinge iewers praat hy daarvan. So, hier is niks hieraan wat nie gedoen kan word om ons met Yeshua en Vader een te maak nie. Doen net wat Yeshua vir jou gesê het. In die Bybel, lees die 4 evangelies, as jy moeite het met hierdie goed. En doen net wat daarin staan. As hy iets sê en 'n voorstel maak, doen dit. Verander jou lewe. En dan sal die eenheid volg. So, moenie moedeloos raak as jy voel, ek is nog so ver van hier af. Ons is almal op 'n verskillende vlak van hierdie berg wat ons klim. Party is al, sien al die kruin, ander het nou net by die berg aangekom, ander wat basies nog vars hier ingekom het, moet nog by die berg kom in homself, en dis die berg van wil om op te klim. Ek wil al die sonde los, en ek wil my gees verhef, in die sin dat ek een kan word met die Vader Gees. En die Seun is daar, om ons op te trek teen hierdie berg uit. Bely hom, vra vergifnis vir jou oortreding, vra vir krag, wat niks anderste is as die wil, wat jy wil versterk hê nie, en dan sal alles met jou beter gaan. Sterkte, baie dankie.